Goeiedag, ek is Gerard van die kerk, saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Levitikus 18 te lees en hierdie hoofstuk vorm deel van die sogenaamde heiligheidswet wat vervat word in Levitikus hoofstukke 17 tot hoofstukke 26. En die hoofdoel van hierdie spesifieke hoofstuk 18 is om Israel te leer dat hulle as God se verbondsvolk anders as die heidense nasies moet leef waar hulle vandaan kom en natuurlik wat hulle verdryf voor hulle in die beloofde land. God waarsku hulle spesifiek teen die sondige praktyke van Egipte, van waar hulle gekom het, en Kanaan, waarheen hulle op pad was, en gee riglyne oor seksuele reinheid en heiligheid. Die herhalende tema is: Ek is die Here julle God. Kyk na Levitikus 18 vers 2, vers 4 en vers 30. Ons sien dus dat God se volk geroep word tot heiligheid en reinheid in alle aspekte van die lewe. Hierdie hoofstuk waarsku teen die navolging van die wêreld se sondige praktyke en beklemtoon dat God se standaarde goed en lewensgewend is. Uiteindelik wys hierdie hoofstuk na Jesus Christus, die volmaakte heilige, wat sondes vergewe, harte reinig en sy kinders deur die Heilige Gees toerus om 'n lewe van heiligheid en gehoorsaamheid te leef. Ek wil graag 'n paar gedagtes met jou aangaande die teks self lees. In verse 1 tot 5 sien ons dat Israel nie die gebruike van Egipte en Kanaan moet navolg nie. God roep sy volk tot gehoorsaamheid en gehoorsaamheid bring lewe en seën. Deuteronomium 7 vers 1 tot 6. Israel moet afgesonder wees van die heidense nasies. Dan in verse 6 tot 18 lees ons van verbode seksuele verhoudings en verskeie forme van bloedskande word verbied. En die gesinsorde en die heiligheid van die huwelik word hier beskerm. Dit laat my dink aan Genesis 2 vers 24 waar ons God se oorspronklike ontwerp vir die huwelik sien. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Dan lees ons ook in verse 19 tot 23 van ander seksuele sondes en afgoderry, naamlik oorspel, kinderoffers aan Moloch, homoseksuele praktyke, bestialiteit. En dit laat my dink aan Eksodus 20 vers 14 waar die Here sê jy mag nie egbreek pleeg nie, onder andere. God se oordeel oor die Kanaaniete lees ons dan ook in verse 24 tot 30. Hierdie sondes, hulle sondes het die land verontreinig en God waarsku dat dieselfde oordeel hulle sal tref as hulle in die sonde volhard. Die land sal hulle uitspoeg. So ons sien, God roep sy volk om heilig en afgesonder te leef en nie deur wêreldse sondige standaarde gevorm te word nie. Heiligheid is dus nie bloot 'n uiterlike godsdienstigheid nie, maar 'n lewe wat God se karakter weerspieël. Onthou, in Levitikus 19 vers 2 staan daar, en julle gaan dit môre lees, julle moet heilig wees want ek is heilig. Ons kan vir ons die volgende hieruit neem. Ek sien dat God bepaal die standaard vir reg en verkeerd. Nie ons kultuur of samelewing bepaal moraliteit nie. God se woord is die waarheid. God se woord doen dit. Laat my dink op Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad. Dan sien ek ook dat God se gebooie is bedoel om lewe te beskerm. Die beperkings wat ons hier sien in Levitikus gaan daaroor om gesinne te beskerm, die gesinsstruktuur, die huwelik te eer en natuurlik die volk se verhouding met God te bewaar. Vers 5 van Levitikus 18 sê, die mens wat dit doen, sal lewe. Dit laat my dink aan Psalm 24 vers 3 tot 4, waar die psalmdigter vra, wie mag opklim na die berg van die Here? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Maar ek sien ook dat gelowiges moet anders leef as die wêreld. God se volk behoort nie bloot die waardes van die omliggende kultuur oor te neem nie. Romeine 12 vers 2 sê juis, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En ons word herinner in 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20 dat ons liggame aan die Here behoort. En ons word opgeroep in Efesiërs 5 vers 1 tot 3 om tot reinheid en liefde. Maar ek sien ook in hierdie deel dat sonde het gevolge. Die Kanaaniete is geoordeel oor hulle goddeloosheid en Israel word gewaarsku dat hulle nie onimmuun is teen God se tug nie. Dit laat my dink aan Galasiërs 6 vers 7, wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En ons lees in Romeine 1 vers 24 tot 32 waar Paulus beskryf hoe die verwerping van God tot morele verval lei. En dan natuurlik sien ek ook in hierdie deel, gehoorsaamheid vloei uit 'n verhouding met God.
Die frase, ek is die Here julle God, herinner Israel dat hulle reeds deur God verlos is, voordat hy sy gebooie aan hulle gee. En onthou, 1 Petrus 1:15-16 sê die Here ook, wees heilig want ek is heilig. Ons moet gehoorsaam wees. Hierdie deel wys ook hier na Jesus Christus. Eerstens, Jesus is die volmaakte heilige. Waar Israel en ons dikwels gefaal het om God se wette gehoorsaam, het Jesus volmaak gehoorsaam gelees. Hebreërs 4:15 sê, hy was in alle opsigte versoek, maar sonder sonde. Jesus reinig sondige mense. Hier in Levitikus 18 word die erns van die sonde openbaar, maar die evangelie, dank die Here, verkondig dat daar vergifnis en herstel in Christus is. Laat my dink aan 1 Johannes 1:9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Maar Christus skep 'n heilige volk. Deur sy bloed word ons as gelowiges afgesonder vir God. Titus 2:14. Christus het homself gegee om vir hom 'n volk te reinig wat ywerig is in goeie werke. Jesus is natuurlik ook die bruidegom van sy gemeente. Soos die aardse huwelik vooruitwys na die verhouding tussen Christus en sy kerk, so is Jesus ons bruidegom. Kom ons oorweeg bidend vandag. Laat ek en jy toe dat God se woord ons waardes vorm, of word ons maar rondgesweep en gelei deur die wêreldse sisteme, Hollywood en al die nonsens. Tweedens, beskou ons seksualiteit as 'n gawe van God. Dis 'n geskenk, maar dit behoort binne sy ontwerp vir die huwelik uitgeleef te word. En dan bewaar ek en jy ons heiligheid in ons gedagtes en ons dade genoeg. Heiligheid begin in die hart. Jesus wys vir ons dat reinheid nie net uiterlike gedrag behels nie, maar ook innerlike gesindhede. En dan die troos, onthou en oorweeg bidend vandag. Daar is genade en herstel in Jesus Christus, prys die Here. Want as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel in 2 Korintiërs 5:17. Kom ons keer terug na Jesus toe en maak seker dat ons heilig en rein leef tot sy eer. Groete en seënwense vir jou dag.